ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 268. Ek is professor Ranus Redinghuis van die eerste gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek dink spesifiek aan die boek Is dit Armageddon? Vir die tyd waarin ons lewe in die eskatologie en die bonatuurlike geopenbaarde woord, seker een van die belangrikste boeke wat ek geskryf het rondom die tyd. En wanneer ons sien hoe die dinge om ons gebeur en die net al kleiner gespan word en die tyd nader kom, dan besef ons, dis die tyd wat Jaffa sê dat wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, kyk op waar vandaan julle oorwinning kom. Nou dis hoekom ek hierdie boeke geskryf het oor die laaste 30 jaar. Het is so verskriklik belangrik. Veral die eskatologiese boeke. Omdat ons in die regte perspektief sit van die tyd waarin ons lewe. Daar's goed wat ek geskryf het in van my boeke, my eskatologiese boeke 30 jaar terug, wat vandag presies in plek val met wat ek gesê het. Ek het byvoorbeeld in vasgevang in die anti-Christus-systeem dinge gesê 26 jaar gelede, amper 27 jaar gelede, wat ek gesê het in 2025, ek noem die jaar, 2025 gaan gebeur. And you know what? It's happening. Presies. En dit maak my nie 'n profeet of 'n ding nie. Ek is net die instrument wat Vader Jaffa gebruik. En ek ken my vakgebied in eskatologie. En daarom kon ek sekere punte aan mekaar verbind, van sekere punte af, en nog steeds verbind. Maar nou ja, sou jy belangstel, my WhatsApp nommer is 0722-367-124, gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za, hier is alles hierbo. As jy dan vir die eerste keer na hierdie reeks kyk of luister, is uiters belangrik dat jy sal inteken, of eers gaan na deel 1 begin voor, want jy het 'n magdom inligting reeds gemis. Uiters noodsaaklik om in te teken op YouTube, en ek sien dat die YouTube intekeninge gebeur amper daagliks. Halleluja, aan Jaffa al die eer, al die lof en eer. Ons het in 'n kwessie van 'n maand, seker 250 nuwe intekenaars gekry, in minder as 'n maand. Dis mense wat wil weet wat dit is om Jaffiste te kan word. Ek sien hoe bestel die mense die boeke en goed. Nuwe mense. Dis uitdrukse saak dat jy inteken op en subscribe op YouTube. Dis gratis. Dat jy al die verskillende kennisgewings skryf van al die boodskappe waarmee ons besig is. Stuur die kontak vir die vriende en kennisses. Hierdie reeks is lewensveranderend. Skryfblok en pen is belangrik. Kom ons bid saam. Dankie Vader Jaffa. Weereens dat ons vanmôre net vir 'n oomblik kan stil raak in hierdie nuwe dag met 'n nuwe verwagting, met nuwe uitdagings en met nuwe oorwinnings in die naam van Jaffashua. Dankie vir die woord wat sê, U beproef ons nie bokant ons kragte nie, U beproef ons nie, U laat beproewing toe. Maar saam met elke beproewing stuur U ook die uitkoms. Dankie dat ons vanmôre in die bonatuurlike geopenbaarde woord gebou kan wees in die fondasie. Seën vanmôre se woord, spreek U tot ons, leer ons deur die woord en maak ons attent om te luister na die Ruach HaKodesh. Ons vra dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Jaffashua en die Jaffiste sê, halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof. Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se studie vir u weer, soos altyd, 'n blessing gaan wees. Halleluja. Dis vir my altyd 'n groot voorreg as ek u kan bedien met die woord. Ek en Pastorika u kan bedien.
Ek wil net sê ek is besig met die opnames op die oomblik. Ek het klaar die voorbereiding gedoen. Alles lê reg. Ons sal volgende week as Vader wil die opnames begin waar ek die titel is die Joodse feeste of die nagmaal. Die Joodse feeste of die nagmaal, dis 'n studie en dan aan die einde van daai studie dan doen ek 'n nagmaaldiens. Ek het 'n nagmaaldiens gedoen in die COVID tyd, lockdown, 'n nagmaal en lockdown met Prof Hannes en Pastor Rika. Ek gaan met die nagmaal geleentheid doen, 'n nuwe een vir u wat hom kan gebruik vir nagmaal, ook vir u huisgesin. Weet jy wat? Dis lekker om 'n Javis te wees, né? Halleluja. Halleluja. Spreuke 16 vers 6. Deur die liefde en trou word die skuld versoen. Nou, as jy my wil aan die praat hê, praat met my oor die liefde. Want daar's verskillende soorte liefdes met verskillende terme en verskillende betekenisse. Nou die hoofeen wat vir my uitstaan bo hulle almal is wat? Watter liefde dink jy wil ek nou van praat? Kom. Ja, die agape liefde. Wat is die agape liefde? Dis die bonatuurlike liefde. Daar is geen groter liefde. Die woord sê, daar's geen groter liefde as om jou seun te gee vir 'n verlore wêreld nie. Dis Vader Jahwe se liefdeshart. Dis 'n vaderhart wat vir ons omgegee het. Hulle wat hy gemaak het. Hy sê deur liefde en trou word die skuld versoen. Die skuld is dit wat dis die vereiste wat gestel word. Die skuld wat ons skuld. Ons is skuldenaars na die vlees. Ons skuld na die vlees. En dis hoekom ons in die ruach moet wandel. Ek en u is deel van die funksie van die koninkryk van Jahwe. Ons is nie net sommer iemand of niemand nie. As u 'n volbloed Jahwis is, deel van die bruid van Jahwe, universeel, is u een van die belangrikste ratte in die koninkrykswerk van Jahwe. Vroeger jare, nou is die goed als elektronies, maar vroeger jare so horlosies, Timex of een van daai, amper sê ek Rolex, Timex of een van daai, daai's veertjies en goed wat jy spin en hy hardloop so en hy, daai goed is gebalanseer. Ons het altyd die veertjies gehad en draai hom so. Kan jy nou onthou, toe ons laaitjies was, spin jy hom so daar hardloop. Lyk of hy ding nooit gaan stop nie. Wat hou daai veertjie, daai wielietjie aan die gang? As jy hom so spin. Dis die hoeveelheid energie wat ek in my vinger insit. Die harder ek hom kan draai, die vinniger begin hy spin. En jy weet, hy hardloop dat dit lyk asof hy nie gaan klaar kry nie. Maar as jy vir hom sit, bly en kyk, sit en bly kyk, dit raak later vir jou vervelig, want hy bly net hardloop en hardloop, want hy is gemaak, hy het nie veel swaartekrag wat hy kan trek nie. Maar uiteindelikheid, die Engelse woord is eventually, uiteindelikheid, dan sien jy daai veertjie kry so 'n wobble in hom. Ons noem dit 'n speed wobble. Dan sien jy hy veertjie maak so. Kyk, as hy so gemaak het, dan kan jy weet, swaartekrag is besig om sy tol te eis op daai veertjie. Jy gaan vir hom of jy moet spin, of jy gaan sit en kyk tot hy hardloop en al stadiger, en die stadiger hy hardloop, die meer kry hy so wobble in hom, hy kry so, hy lyk of hy wil val, dan maak hy dit net, en dan kom hy so, dan maar, tot op 'n stadium nog gaan lê. Die liefde van Jahwe is die manier waar ek onsself sien as daai veertjie wat gespin word. Is in die krag van die ruach. En dis veronderstel om aan te hou en aan te hou en aan te hou. As daai veertjie in die horlosie is,
Hy hardloop solank as wat daai horlosies vroeër jare moes jy opwen. As hy nie vol opgewen is, dan verloor hy tyd en later staan hy. En ek en u het nodig om met die Ruach HaKodesh van Jahwe Almagtig en Jahwe deurdronge te wees. Sodat ons soos daai veertjie kan funksioneer. Solank as wat daar krag is, sal daai veertjie werk. Solank as wat ek en u in die genade van Jahwe in die agape liefde staan, sal ons funksioneer. Hoekom sal ek en u onder die genadehand van Jahwe wil uitbeweeg? Jy sien, is meeste van die tyd sonde wat dit doen. Daar kom tye wanneer ons buitekant die wil van Jahwe wil gaan beweeg. En waar ons dan uittrek, sy hand is daar, maar is ons wat uittrek, is ons wat wil wegtrek. Terwyl hy sê, my seun, my dogter, gee my jou hart. Jahwe het die prys betaal. 2000 jaar gelede. Het is of ek en u gemaklik is op die posisie. Of in die posisie. Waar hy vir ons geplaas het. Solank as wat ek en u die beste na ons vermoë die koninkrykswerk van Jahwe bestuur en daarin lewe, sal sy genadehand oor ons wees. Deur liefde en trou word die skuld versoen. Maak nie saak wat my sonde was nie. Die woord sê, al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos wol, al was dit rooi soos purper, dit word soos sneeu. Die genadebloed van Jahwe het die vermoë, jog, dis 'n mooi woord, die ability, die vermoë, om my heeltemal te vergewe, van al my sonde en my oortredinge. Al gebeur dit dat ons, die Engelse woord sê, stumble, struikel. Ons val nie, ons het nie geval nie, ons het net gestruikel. Struikel sê ons is op pad af, maar ons is nog nie daar nie. En dit is wanneer die Ruach sê, hey man. En dit is wanneer ek so bly is, daar's genade. Iemand het een keer gesê, prof, jy kan nie altyd net oor genade preek. Wat wil jy moet ek preek? Moet ek vir die dood preek? Ek kan vir jou die dood preek. Prof, jy leer jou mense verkeerd om oor genade, net genade. Nee, maar hy is genade. Lewe ons nie in die 7de gemeente tydperk van Laodicense nie? Natuurlik, Openbaring 3 vers 14 tot 22. Dis die tyd waar hy met die kerkwêreld praat. Hy sê, was jy koud of warm, maar met jy lous gaan ek jou uitspoeg uit my mond uit. Maar steeds het hy genade. Jahwe het steeds genade. Want is die genade tydperk. Hy sê, ek staan by die deur en ek klop, en as jy oopmaak, alhoewel jy in 'n koue toestand is, 'n verarmde toestand, in 'n naaktoestand is, was jy koud of warm, maar met jy lou is, omdat jy godsdienstige gedaante het, 'n gedaante van godsaligheid wat geen krag het nie. Hy gaan jou uitspoeg. Hy gaan jou uitspoeg. Hy sê, maar ek staan steeds by die deur en klop, en as jy die deur oopmaak, sal ek inkom en met jou maaltyd hou en jy met my. Wat 'n uitnodiging. Deur sy liefde en trou. Ek wil nie sê, word die skuld versoen nie. Dis nie iets wat nog moet gebeur nie. Is ons skuld versoen. Dis nie nog iets wat hy gaan doen.
2000 jaar gelede het Jahwe dit reeds gedoen. Jy sien, koning Salomo het nie veel geweet van hierdie genade nie. Hy het gedink is iets wat in die toekoms gaan gebeur. En hier's ek en u in die eskatologie nou weer, die eskatologie vir môre. En ons is in die hede. Maar ons kyk in die verlede. En ons sê, dis nie iets wat nou eers nog moet gebeur nie. Maar hy het in die verlede, 2000 jaar gelede, Jahwe het reeds die gate in sy hande gekry. Hy het hom reeds met die spies in die sy gesteek. Hy het reeds as sy Vader, dis volbring. Hy het reeds sy lewe vir ons gegee. Hy het reeds in die hemel opgevaar met die belofte dat hy kom terug. Dis nie iets wat hy nog moet doen, hè? Hy het dit 2000 jaar gelede gedoen. Ons lewe vandag, eskatologie is die verlede, die hede en die toekoms. Ons lewe in die hede, 2025. Ons kyk na die goed as in die verlede. En dan kyk ek hoe ek dit toepas in die toekoms, môre en oormôre en ander week en ander maand as Jahwe lewe gesondheid spaar. Deur die liefde en trou is die skuld versoen. En deur die vrees van Jahwe Almagtig wyk 'n mens af van die kwaad. Die werk is gedoen. Wat hou my nou op die pad? Wanneer hy praat van die vrees van Jahwe Almagtig, dan is dit nie daai ek is so bang vir hom nie. Nee, dis waar ek wil nie in die ongeloof en in sonde funksioneer nie. Ek dink ek gaan môreoggend net so 'n bietjie meer sê hierso oor vers 6. Tot môreoggend as Vader wil. Maranatha, Jahwe kom weer. Halleluja.